Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Ons is so 2 weke of net so bietjie meer as 'n week weg van Goeie Vrydag af, so ons kyk na die woorde by die kruis. Ons berei ons harte voor vir wat God doen en God gedoen het en God nog steeds doen op Goeie Vrydag in ons harte waar Jesus vir ons gesterf het. Woorde vandag is Lukas 23:39. Hy sê, een van die misdadigers wat daar gehang het Jesus aanhou beledig deur te sê, is jy dan nie die Messias nie? Red jouself en ook vir ons. Ons het gister gesien hoe die soldate, hoe die leiers sê as hy die koning is, as jy die leier is, as jy die God is, as jy die koningskind is, nee, as jy die Messias is, red dit en red jouself en alles. Nou sê die tweede gevangene wat saam met Jesus gekruisig het, as jy al daai goed is, nie net red jouself nie, maar red my ook, red ons ook. En hierdie wys vir my iets van die selfsug van die mens. Baie goed wat mense na jou toe projekteer en sê, is eintlik die eie ek in hulle self, wat selfsugtig is en iets wil hê by jou. En dan manipuleer hulle jou daarmee. Hulle sê, as jy so goeie Christen is, moet jy vir my geld gee. As jy dan so reg is, moet jy dit en dat doen. As jy dan so heilig is, hoekom word jy kwaad? En dit gaan eintlik alles net oor die eie ek. Nou kom ons val nie net ander mense aan nie, kom ons kyk na ons eie gedrag ook. Hoeveel keer is jy besig om vir God of mense, die kerk of iemand kwaad te wees, goed te sê, as te sê, omdat jy iets wil kry? Ja, maar Here, ek gee mos nou my 10de, hoekom kry ek nie 'n beter werk nie? Ja, maar Here, ek het gebid, hoekom het ek nie gesond geword nie? Alles gaan oor die ek, wat wil hê. En eintlik moet die ek en jy, moet net vertrou. God se pad. Ja, ons werk hard, ons werk vir die beste uitkoms, ons glo vir die beste uitkoms, ons werk na die beste uitkoms toe met ons hele hart en wese. Maar op die einde van die dag, is daar nie, Here, as U dit, red my, doen iets vir my, wys dit vir my, bewys my, nee, Here, ek rus, ek glo. Jy sien, wat ek wil by afsluit is, Jesus het nie geval vir enige van hierdie woorde nie. Hy het daar in die kruis gehang, hy het goed gesê, maar hy het nooit hierdie goed beantwoord nie. Nooit, nie een keer nie. He didn't go there, soos hulle sê. Hoekom nie? Want sy wese en sy identiteit en sy vertroue in die een wat hom gaan red uit die doodheid was vas. Hy het nie laat al hierdie twyfelstemme hom van pad afbring nie. En ek en jy moet dieselfde. Twyfelstemme van ander na ons toe, twyfelstemme van ons eie hart binne in ons eie koppe gedagte binne in ons moenie laat dit ons van stryd afbring nie. Ons moet staan. My vertroue in God, my liefde vir God, my gehoorsaamheid vir God. Ons staan vas. Ons entertain nie. Hierdie red my as, verander, doen dit, hoekom nie? Ons staan vas in ons vertroue in hom. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir Jesus se voorbeeld op die kruis. Here, hy gaan deur 'n rowwe tyd. Dis 'n moeilike dag, dis 'n moeilike paar dae waardeur Jesus is. En hy hang op die kruis en al die stemme bombardeer hom om teen U te draai, om te twyfel, om moeg te word, moedeloos te word, op te gee. Maar Jesus entertain nie hierdie stemme nie. Here, help ons om nie self hierdie stemme te entertain nie, help ons om sterk te staan, help ons om ons geloof sterk te hou, help ons om voluit te leef vir U, ten spyte van al die negatiewe stemme, wat vir ons goed probeer sê. Dankie daarvoor, Here, dankie U maak ons sterk, in Jesus naam, Amen. Dankie liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.